vanmôre, Here, dat hierdie lied vassteek in ons gees. Daar's net een plek van verkwikking, een plek van totale vrede, een plek van totale oorwinning, een plek van totale heiligmaking. Dis by die voete van die koning van alle konings. En ek bid in hierdie môre, Vader, die tyd waarin ons lewe en ons sien waar die wêreld heen gaan, dat ons sal hardloop na U teenwoordigheid toe. Al plek, Here, waar ons veilig is, ooit sal wees. En waar ons weet, God is daar. Ons eer en dankie daarvoor in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen. Pieter, baie dankie. Goeie aanvoeling daar. Goeie leiding deur die Heilige Gees. Ek wil vanmôre, as dit moontlik is, 'n klip speel voor ons kan begin. Baie bekende gedeelte hierdie. Hulle noem hom The Green Mile. En my boodskap sluit by dit verskriklik sterk aan wat sê, my tema is vanmôre die dooiemansloop. En ek wil die vergelyking dadelik trek tussen dit wat ons gesien het van hierdie ongelooflike groot ou, hierdie sterk ou wat op sy laaste pad loop. En ek bring 'n geestelike kant in. Die dooie man wat by God uitkom, is die enigste mens, man en vrou, wat by God kan uitkom. Wanneer die ek dood is, dan is ek welkom in sy teenwoordigheid. Nou, net vandag die gebeure, groot ding wat in Israel gebeur het hierdie week, ja, 'n maandag tot donderdag, hulle het die grootste guyfees gehou, by die Dooie See, op dieselfde plek waar Sodom en Gomora verbrand was, by die Dooie See, laagste plek op aarde, langs die see van Galilea. En openlik het hulle God getart. Trump se dinge, hy sing 'n ander liedjie vandat hy terug is van China af. Ek dink hy het 'n redelike paar dreigemente gekry. Daar's baie groot spanning tussen Israel en Donald Trump op hierdie stadium. Bybels korrek. Die vyandskap gaan kom, die groot moontlikheid gaan sy rug op Israel draai. Dan sal God ingryp en God alleen sal die eer kry, waar Amerika op hierdie stadium steeds sê, hulle doen alles, as dit nie vir hulle was nie, sou Israel lankal gevou het. Die El Nino is baie, baie meer intenser, en die portals is maar net groter, besig om oopgemaak te word, een regering wêreld, besig om in mekaar te val, by mekaar te val, en dan een groot ding wat ons gemis het, moontlik, IDs. Daar was tot gister kans vir ons Suid-Afrikaners om petisie te teken teen die nuwe stelsel, ID-stelsel wat kom. So die ou kaarte gaan totaal uitgefaseer word. So wat is besig om te gebeur? Die totale beheer is besig om in te kom onder ons neuse en ons is okay. Daar's niks fout nie. Kan ons verstaan, Esegiel 38 is nou besig om in vervulling in te gaan. Rusland is reg, China is reg, Noord-Korea is reg. So gaan lees bietjie Esegiel 38, dan gaan julle sien ons trek in bitter moeilike tye. Daar's al hoe meer inbrake, daar's al hoe meer opstande. Ek praat nie net van Suid-Afrika nie, oor die hele wêreld, al die jong mense is besig om opstandig te raak. En ons
Die kerk slaap. Lekker voort. So dooie mans loop. En onthou ek het laasweek gesê, Elon Musk het gesê die nuwe chip is daar, hy's klaar daar wat hulle gaan implant, so hy gaan die plek van Jesus inneem. As jy blindgebore is, die chip is daar, hulle gaan maak dat jy siene word. Met ander woorde, ons het Christus nie meer nodig nie. AI is nou klaar in plek van God om die wêreld totaal en al te beheer. Goed, ek wil gou lees daar in Romeine 12 vers 1. Okay, wys nog nie, maar ek gaan hom agterlees. Ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige, hoor wat sê hy, en aan God welgevallige offer. Hoor wat skryf hy? Dis julle redelike godsdiens. Net redelik. Dis net vir jou 'n redelike godsdiens. Dan gaan hy na Galasiërs 2 vers 20. Hy sê ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur wat? Nie deur my werke nie, deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Wat kom nou hierin baie sterk? Die geloof. Die geloof word aangeval op baie areas nou. Dankie Karel, waardeer. Daar's 'n ou wat op YouTube hardloop. Hulle noem hom The Beast. Hy noem homself I, The Beast. Wat het God vir Moses gesê? Toe Moses sê, wie moet ek sê het my gestuur? Toe sê hy, ek is. Nou hierdie beast, I am beast, het 'n aanhang van, praat ek korrek, 425 miljoen. En mense is in ekstase oor hom. Geloof. Jy sien, as jou geloof, my geloof nie in Christus geanker is nie, gaan ons ontspoor word. Jesus het gesê, die laaste dae, die misleiding word al hoe sterker en groter. En as ons nie gaan staan in die woord nie, gaan ons meegesleer word. Kyk hier in Alrode Maandag is hulle besig om so 'n hele kampie grond daar in die industriële gebied. Is die swartes besig daar om rituele te doen en hulle plant allerhande goed, pale en stokke en hulle roep die voorvadergeeste. En ons sit onder die vloek. En ons dink hierdie arme onskullige stupid mense wat in die son sit met hulle blou en wit rokkies aan en hy sies tog wat moet hulle doen om die Here se guns. Hulle is besig om vloeke te stuur in hierdie land. En ons wil dink hulle is Christelik. Daar's een God en Vader en dis die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Ek wil graag net iets met u deel wat ek gelees het. Ek wil hê u moet net die erns verstaan van die tyd waarin ons lewe, maar die honger wat daar moet wees. Hierdie is geskryf in Argentinië. Ek dink ons almal ken dalk die fliek ook. Don't Cry for Me, Argentinië. Ek het hom gekyk, dink ek het hom 'n paar keer gekyk. Ek hou nie van die girl wat die rol speel nie, maar was 'n goeie storie. Nou Cry for Me, Argentina, skryf hy een van die oorsake van die groot herlewing in Argentinië, wat 'n mens kan beskryf en wat bestem was om 'n impak te hê op Suid-Amerika en uiteindelik op die hele wêreld. Ons het dit nodig in Suid-Afrika. Nou hierdie skrywer sê, hy sê die storie van hoe 50 studente in sy Bybelinstituut in Argentinië begin bid en besoek van engele gehad het. Hulle moes klasse uitstel as gevolg van die swaar gebedslas wat die volk vir Argentinië gedra het. Dag vir dag, vir 49 dae, het hierdie studente gebid ingetree vir Argentinië in hierdie Bybelskool. Argentinië was geestelik in 'n woestyn in daardie tyd, so ver as wat dit hierdie Dr. Miller
aan hom bekend was. Hy het gesê, hy het net van 600 geesvervulde gelowiges onder die hele bevolking geweet. En toe ek professor Jan Hatting, hy 2 weke gelede huis toe vat, toe hy lei. En toe ek hierdie lees, toe dink ek aan hom. Hulle het so tussen 500 en 1000 studente elke dag by die Bybelskool wat God se aangesig soek vir Suid-Afrika. En wat doen ons? Hy sê as hy daar in die lokaal instap op 'n enige oggend in die week, elke oggend is hulle daar van 5:00 af. As hy instap in die lokaal, dan sal hulle daar besig met die Heilige Gees. Sommige lê en huil, sommige bid, almal pleit dat die Here sal ingryp in Suid-Afrika. Dank God vir sulke jong mense. Hy sê hy het nog nooit gesien dat mense so hard huil en so lank aan mekaar gebid het nie. Dit moes bonatuurlik van oorsprong en doel gewees het. Ons weet nie veel van intree en gebed vandag nie. Baie van ons dink dit bestaan en skreeu teen bose geeste. Dis nie wat moet gebeur nie. Dis nodig vir God die Vader om op te daag. Nou sing ons vanmôre, take me into the holy of holies. Maar ons is bang vir hom. Moet hy regtig opdaag? Ouens, ons lewe in eindtye, ons lewe in baie ernstige tye. Hy sê hierdie dokter Miller, hy het my vertel dat hierdie studente dag en nag gehuil het. Hy sê een man het met sy kop teen 'n betonmuur geleun en hy het gehuil tot daar 4 ure, na 4 ure, 'n spoor van trane langs die Peurese muur afgeloop het. Na 6 ure het hy in 'n poel van sy eie trane gestaan. Hy sê ek kan dit net beskryf as onaardse gehuil voor God. Hy sê maar op die 50ste dag van onophoudelike gebed en gehuil voor die Here het hulle profetiese gehoor woord gekry wat gesê het, huil nie meer nie, want die leeu van die stam van Juda het die oorhand gekry oor die prins van Argentinië. Die prins van Suid-Afrika onder ons swart regering is steeds besig om te heers oor Suid-Afrika. En is jou en my taak om hierdie geeste uit te klee. Maar hoe gaan ons hom uitklee? Net met God se teenwoordigheid. Want jy sien, wanneer God inkom, moet hulle vlug. Hulle kan nie staan nie. So ons kan skree, ons kan te kere gaan, dit gaan niks help as Vader nie opdaag nie. "18 maande later het Argentiniërs ingestroom na sokkerstadiums toe, waar 180.000 mense kon sit. Hy sê ek sal nooit vergeet dat hy vir my gesê het nie, as God genoeg mense in 'n gebied kan kry wat die leierskap en die oorheersing van Satan kan verwerp, as genoeg van sy kinders Satan se oorheersing op die regte manier sal verwerp, met ootmoed, met gebrokenheid, met berouvolle gebed, sal God 'n uitsettingskennisgewing by die deuropening van die regeringe demoniese magte in daardie area vaslaan. En wanneer hy dit doen, is daar heerlikheid en sy heerlikheid begin inkom. Ouens, ons gaan dit moet soek meer as ooit in ons lewens vir die tyd waarin ons lewe. Jy sien die probleem met die moderne kerke. Ons sê, Here, raak my aan, Here, seën my, Here. Bless me, Lord. Dis mos 'n bless me klap. Maar ek sien nêrens in die Bybel, ek het hierdie week bietjie moeite gedoen. Ek het nêrens gesien 'n plek
van seën anderster as by die altaar nie. Dis alwaar God jou kan ontmoet. Want jy sien, ons kom met ons vlees in. En dan wil ons sê, Here, seën my, en God sê, ek sal nie. Dink bietjie aan die priesters in die allerheiligste. Wat gebeur het met hulle? Ek gaan dit nie lees nie om tyd te spaar. Daai priester kom, hy gaan nou namens die volk versoening doen. Ouens, ons is verby dit, ek kan nie namens jou nie. Jy moet jou verhouding met die Here jou hoogste prioriteit maak. Jy moet in sy teenwoordigheid ingaan. Nou kom hierdie hoëpriester, nou kom hy daar, en hy gaan nou 1 keer 'n jaar, en hy gaan nou offers bring. Ons hoëpriester het klaar betaal. Jy moet dit vat. Jy moet die oorwinning vat. Jy moet in die oorwinning lewe. Kan jy imagine wat sê hierdie priester vir sy familie? Ek gaan julle dalk nooit weer sien nie. Maak hierdie tou om my voet vas, want ek gaan heel moontlik doodgaan, want ek weet nie of ek dalk nog sonde het nie. So as ek dalk daar doodgaan, dan sê ek vir julle, vergewe my, ek's jammer, maar gaan julle nooit weer sien nie, want as ek in sy teenwoordigheid kom en daar is sonde, dan gaan ek sterf en hulle gaan my in die voet uittrek aan 'n tou. Ons leef in presies dieselfde tyd. Nee, ons doen nie, nee. Ons dien 'n God van liefde. Hy sien alles oor, hy aanvaar alles, alles is vir hom great, alles is vir hom right. Ons het 'n lekker kerk, ons hop en jump, ons skiep, ons gaan te kere, ons gaan bos in die kerk, maar ons hoor nie die stem van God nie. Ons kry nie die vrees van die Here in ons harte nie. En ons gaan aan, en ons gaan aan, en ons gaan aan, en die Vader weet, ek wil vanmôre 'n ding weer sê wat my onpopulêr maak. Gister 'n begrafnis gehad. God weet, ek het saad gesaai in 230 jong mense se lewens. Hier was nie sitplek nie. Maar weet julle wat? Toe daai begrafnis toe die ry, toe kom die clowns en die mense weer vorentoe. Toe ry hulle karre, en hulle doen tekkie spin, en hulle doen allerlei poep. En ek vra vir God, waar het hierdie saad dan geval? En onmiddellik is die clown terug. Ouens, ons het 'n baie slegte begrip van God. Baie sleg. Dit maak my baie diep bekommerd. Weet julle wat? Israel het ongelukkig gelei in dieselfde probleme waaraan baie Christene vandag lê. Ons het melkbabas geword en ons is net soos die Jode bang om in te gaan in God se teenwoordigheid. Ons kan nie 'n slegte spysvertering hanteer nie, want ons gevoelige magies is gewoond aan sagte kossies en nie in die harde waarheid nie. En dan kry jy maagkrampe en jy kry maagwerkings en jy kry alles wat maag. Waar wil ek vir jou vanmôre vra as die slot van jou gebedskamer? Is in jou sak. Besluit jy wanneer gaan jy hom aanbid? Besluit jy hoeveel tyd gaan God kry? Ek het vir jou slegte nuus. Jy gaan hom nie aanjaag nie. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. 1 Korintiërs 15:31. Nou gaan ek eers begin preek. Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus ons Here. As ek in Efese op menslike wyse met wilde diere geveg het, watter voordeel was dit vir my? As die dode nie opgewek word nie, laat ons eet en drink, môre sterf ons. En die wêreld is daar. Ons is terug by die dae van Noag. Totaal en al. Hulle het geëet, gedrink, hulle het te kere gegaan. Maar daar is groter ding wat besig is om te gebeur in ons tyd. Die hybrids wat die sin oopgemaak het, die gevalle demoniese engele, soos hulle gekom het in die tyd van Noag, is vandag weer hier. Kyk na die nuus. Die vreemdste goed gebeur. En jou wêreldleiers, die meeste van hulle, is hybrids. Kyk bietjie na hulle oë. Net bietjie oplet, dis al wat jy moet doen.
Moenie dwaal nie, slegte gesprekke bederf goeie sedes. Ek sterf dag vir dag. Moenie dwaal nie, slegte gesprekke. Kyk in wie jy jou tyd spandeer. Hardloop in sy teenwoordigheid in. Moenie weghardloop van God nie. 1 Korintiërs 1:26 sê. Want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges nie, nie baie edeles nie. Het julle gesien daai klip, daai groot ou? Hy's 'n reus. Weet jy wat, hier's te veel van ons wat te vol is van onsself. Jy's 'n reus. Want jy is in beheer. Jy het moeilikheid. Jy het by God moeilikheid. Weet julle wat? Jesus Christus kon nie 'n oomblik se trots openbaar tot aan die kruis nie. Moes hy hierdie pad van lyding loop? Ja. Gaan ek en jy omloop? Ja. As jy God gaan toelaat. Jy kan rebels raak. Jy kan sê ek sal nie. Dis jou keuse. Jy val in dieselfde oordeel as die duiwel. Alright? Ons is nie baie wys nie na die vlees nie. Nie baie magtig is nie. Nie baie edel is nie. Maar, wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies. En wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak. Hoekom? Sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Christus kon nie roem nie. Christus kon roem in sy sondeloosheid, maar hy het nie. Jy sien, ons is te vol van die ek, ons wil roem. Ek is darm nie so sleg nie. Jesus sê, daar's niemand goed nie, behalwe God. Alright, so geen vlees. Met ander woorde, wat moet ek doen, Here? Weet jy wat sê God? Breek jou eer af. Breek jou eer af. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor hom. OK? Lukas 19 vers 41. En toe hy naby die stad kom en die stad sien, het hy daaroor geween en gesê, as jy tog maar geweet het. Onthou die woord. As jy tog maar geweet het. Ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien. Hoor jy wat sê hy? As jy maar geweet het, wat vir jou vrede bring. Maar nou is dit vir jou oë bedek. En dis wat ek paar weke gelede gesê het, God stuur die dwaling. Want hy bedek die oë. Hy maak die oë toe. Hy maak die ore toe, omdat die mens nie wil luister nie. Want daar sal daar kom oor jou, dat jou vyande 'n skans rondom jou sal opwerp, en jou omsingel en jou van alle kante insluit. Hierdie het gebeur 70 na Christus. Hierdie gaan gebeur 2026, oor die hele wêreld. Die val is hier. Babylon, die groot stad, is besig om in mekaar te val. En hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter. Hulle sal jou nie die een klop op die ander laat bly nie, omdat, hoor wat sê hy, jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Hoe lank moet God nog praat? Israel? 40 jaar. 7 dae word 40 jaar. Ek is goed vir jou, Israel. Ek gee jou elke dag kos, ek gee jou elke dag water, ek gee jou bedekking, ek lei jou, ek is by jou, ek is in jou teenwoordigheid. Maar Israel, luister nie. En 'n 7 dae toggie word 40 jaar, omdat hulle die gunstige tyd wat God hulle besoek het, nie raak gesien het nie. Johannes 1 vers 1 sê, hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem. Sy eiendom. Ek en jy wat hier sit vanmôre, behoort nie aan onsself nie.
Ons is gekoop met 'n dierprys. Hy het gesê, ek kom koop julle. Nou ouens, as iemand jou koop, is jy hom mos verskuldig. Gehoorsaamheid, dien hom, vrees hom. Maar nou kom Paulus en hy sê daar in 2 Timoteus 1 vers 12. Dis vir my so amazing. Hy sê om hierdie rede lei ek hierdie dinge, maar ek skaam my nie. Nou wat het ek nou gelees? Jesus sê, as jy maar geweet het, nou sê Paulus, want ek weet in wie ek geglo het. So Jesus, as julle weet, nou kom ek terug, nou sê ek weet. Ek glo nie. Glo in Christus. Glo in hom is die seun van God. Ek glo in hom is die enigste weg, die waarheid, die lewe. Ek glo in hom is die enigste deur wat oopgaan na die Vader toe. So ek weet in wie ek geglo het. En ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag van oordeel. Wat het Paulus? Daai vrede wat Jesus vir Israel gesê het, daai vrede wat hy vir Jerusalem gesê het, as jy maar weet, as jy maar geweet het, Paulus sê, dankie ek weet. Daarom het ek my vrede. Johannes 3:30 sê, hy moet meer word. Nie minder nie. Hy kry te min plek, hy word minder in ons lewens. Ek moet minder word. Ek wil nie meer gesien word nie, hy moet gesien word. OK? Jesaja 6 vers 3. En die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Is die aarde vandag vol van sy heerlikheid? Alles behalwe. Hy's pikswart, vuil, smerig, morsig. Hy's donker. Hy's in bedrog. Dan staan hierdie liewe president voor sy kabinet hierdie week en dan sê hy sal geen bedrog duld nie. Die grootste bedrieger. Kyk net in die geeswêreld watter prins heers. Kyk net wat 'n prins heers. Die heerlikheid van die Here moet kom. Dit moet terugkom. Die heerlikheid van God moet terugkom na die kind van die Here se lewe. Habakuk 2:14 sê, want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Die aarde sal vol word, weer eens, daar's 'n ander skrif wat sê, die kennis sal vermeerder en dan kom die einde. Maar nou gaan ons terug hierna, die aarde sal vol word, wat het gebeur in die tyd van Noag? Die hybrids het gekom. Hulle het hierdie openbarings van die hemel gebring. Hoe dink julle is al daai goed gebou? Nie deur mense nie. Deur bonatuurlike, demoniese magte. En hier sê die woord, soos die seebodem weer kom. Dit verwys terug na wat's besig om te gebeur. Weer, die Bybel sê wat was, sal weer wees. So die kennis kom. Maar vir jou en my as kind van God vanmôre, moet ons God se heerlikheid ontdek, dat ons daai heerlikheid van God kan ervaar. Nahum 1 vers 5 tot 7. Die berge bewe voor hom en die heuwel smelt weg en die aarde rys op voor sy aangesig. Ja, die wêreld en almal wat daarin woon. Hoor wat vra hy? Wie sal stand hou voor sy grimmigheid? Wie sal bestand wees teen die gloed van sy toorn? Sy gramskap word uitgegiet soos vuur en die rotse word stikkend geruk voor hom. Dis wie God is. Dis die God wat kom. Die Bybel sê baie duidelik, wat 'n verskriklike dag as Jesus terugkom. O nee,
ons gaan hemel toe. Dis nie wat die Bybel sê nie. Paulus sê baie duidelik in Korintiërs 1:15. Hy sê die grafte van die heiliges sal oopgaan met die geroep en dan sal die wat nog in die lewe is saam met hulle weggevoer word in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Nou weet julle wat? Kan julle vanmôre imagine, hier kom 'n aardbewing en die grafte oor die eeue gaan oop. Ek sien nie 'n sagte geraas nie, ek sien God se grimmigheid. Waar God sê, vat my kinders weg. My toren kom. Want, hier kom die belofte vers 7. Die Here is goed. Hy's 'n toevlug in die dag van benoudheid. En jy glo nie in die weggeraping. Das dit. Hy ken die wat by hom skuil. Hy gaan ons wegvat. En hoe seker is ons gaan saam. Right, Jesaja 62, vers 11 en 12. Kyk, die Here laat dit hoor tot by die einde van die aarde, sê aan die dogter van Sion, kyk, jou heil kom. Sy loon is by hom en sy beloning is voor sy aangesig. En hulle sal genoem word die heilige volk, die verlosters van die Here, en jy sal genoem word die begeerde, die stad wat nie verlaat is nie. Jerusalem. Hoekom moet ons bid vir die vrede van Jerusalem? Want hoe kom Christus terug? Jerusalem. Want hoe kom God terug na die 1000 jaar? Jerusalem. En jy vloek en skel die Jode. Pas op. God het besluit, dis waar die heil vandaan kom. Dis waar ek die evangelie gaan laat uitkom na die heidene toe. En dan Openbaring 3 vers 8. Ek ken jou werke. Ek het voor jou geopen en 'n deur gegee en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Met ander woorde, jy's afhanklik van my. Jy's nie op jouself aangewese nie. Jy's nie vol van jouself nie. Jy ken hoe swak jy is wanneer jy by God is. Hy sê ek gee jou uit die sinagoge van die Satan. Van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Kan jy onmiddellik sien die onderskeid? Nie jou my werk om 'n Jood te veroordeel, dis God se werk. Alle Jode is nie boos nie, want alle Afrikaners is ook nie boos nie. Alle Amerikaners is nie boos nie. Alle pommies is nie boos nie. Wees versigtig. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sê God, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Hoor nou, wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie, en ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdal, en my nuwe naam. Totaal verseël. Deur dit wat ek probeer tuisbring, waar is die Heilige Gees in jou lewe? Hy's die seël. Hy's die een wat ons bewaar. Hy's die een wat ons toedek. Hy's die een wat God aan ons openbaar. En dan kom daar 'n wonderlike belofte, Jesegiel 47 vers 1 tot 5. Daarna het hy my teruggebring na die ingang van die huis en kyk, daar het waters uitgestroom onder die drempel van die huis uit, na die ooste toe, want die voorkant van die huis was na die ooste toe. En die waters het weggevloei onder die regter symuur van die huis uit, suid van die altaar. En hy het my uitgebring deur die noordpoort en my buitekant laat gaan na die buitenste poort wat na die ooste kyk, en kyk, die waters het gekabbel uit die regter symuur uit. Toe die man
na die ooste uitgegaan het met 'n meetsnoer in sy hand, het hy 1000 el gemeet en hy het met deur die waters laat deurgaan, waters tot aan die enkels. Hier's 20 verskillende preke oor hierdie. Maar ek wil vanmôre hierdie uitlig. God se heerlikheid wil na jou toe kom. Maar hoe lank is jy nou van plan nog net enkel diep in dit te staan? Jy weet, ons staan so bietjie in die water en dan raak ons onrustig as dit bietjie diep raak. En wanneer die ek in die pad is en die ek is nog steeds groot, dan sê ek nee, wag, ek soek nie hierdie water nie. Want hierdie is heilige water. Waar jy in God se teenwoordigheid kom, is heilig. Veronderstel om heilig te wees. Moenie my verkeerd verstaan nie. Ons kom nie hierin om die heiligheid te ervaar. Jy kry hom in jou binnekamer. Dis waar hy is. Alright? Toe het hy nog 1000 gemeet. Met hierdie waters laat deurgaan, waters tot aan die knieë. En hy het nog 1000 gemeet en my laat deurgaan, waters tot aan die heupe. Wat is besig om te gebeur? Ouens, ek is besig om my vertroue in God te kry. Ek is besig om minder te word. I'm the dead man walking. Ek lewe nie meer nie. Christus leef in my. Here, laat u heiligheid kom. Laat u heerlikheid kom. Dis hoekom ek my hele lewe poog om u te dien. Nie op my voorwaardes nie. U voorwaardes. Verder het hy nog 1000 gemeet. Stroom wat ek nie kon deurgaan nie, want die waters het opgereis, waters om in te swem, 'n stroom waar 'n mens nie deur kan loop nie. En dis waar God vanmôre wil hê, ek en jy moet kom. Die volheid van die Godheid, vol van die Heilige Gees, vol van blydskap, vol van krag, vol van oorwinning, vol van God. Dis waar hy wil hê ons moet wees. Dis hoekom sy seun gekom het. Dis hoekom hy gesê het, ek stuur vir julle die belofte. Ek stuur vir julle die Heilige Gees. En dan gaan hy vers 9. Hy sê, in al die lewende wesens wat wemel, oral waar die dubbele stroom kom, sal lewe. En daar sal 'n menigte visse wees, omdat hierdie waters daarheen gekom het. En die waters sal gesond word. En alles sal lewe waar die stroom kom. Wat sê Openbaring die laaste dae? Die waters sal als word. Dis besig om te gebeur oor die hele wêreld. Ons water is so vrot. Ek dink 'n vrot ding vrek binne in dit in elk geval. Ek weet nie of daar iets kan oorleef in ons vuil water. Maar dit gebeur oor die hele wêreld. Maar jy sien waar God se water kom genesing. Hy suiwer, hy maak skoon en hy bring nuwe lewe. Hy sê, en by die stroom sal aan albei kante allerlei bome groei om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie. Elke maand sal hulle nuwe vrugte dra, want die waters waar hulle aanstaan, uit die heiligdom stroom hulle, en hulle vrugte sal wees om te eet, en hulle blare om te genees. Dit staan ook weer in Openbaring. En in Psalm 1 sê, ek en jy is veronderstel om 'n boom te wees, wat by die water geplant is, sodat ons vrug kan dra. Nie om ander mense te beïndruk nie. Weet jy wie kom soek die vrug? Christus. Hy kom by 'n boom, dis nie eens die boom se seisoen nie, so moenie dink dis jou seisoen nie. Dit bly God se seisoen. Hy kom by die boom, hy sê daar's nie 'n vrug nie, hy sê vir hy vrye boom, mag jy in der ewigheid nooit ooit vrugte dra nie, en onmiddellik het hy verdroog. Ons gaan voor hom staan. En dan gaan hy sê, gaan die boeke open. En dan gaan hy sê, okay,
Hoekom moet ek jou toelaat? Ja, maar Here, ek het daarom, dan sê hy, ek het jou nooit geken nie. Wat 'n tragedie. Ek sit my hele lewe in 'n kerk, ek dien die Here, my manier, en God sê, ek ken jou nie, want dit is nie sy manier nie. Hy stel die voorwaarde, hy stel die eis, sy seun het die prys betaal. Ek en jy moet gehoorsaam. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, dankie vir die woord. Ek pleit vanmôre vir geopende ore. Ek pleit vanmôre dat hierdie saad val op vrugbare grond. Ek pleit dat ons 'n oes sal sien. Ek pleit vanmôre vir elkeen wat hierdie boodskap luister, dat daar 'n absolute waansinnige honger en dors sal kom na U, om U te soek in U volheid. Here, want ons vlees kan nie bestaan voor God nie. Jesus se vlees kon nie bestaan voor U nie. Sy vlees moes gebreek word, sy vlees moes sterf, sodat hy vir God 'n aanneemlike offer is. En dis dieselfde eis wat aan ons gestel word vandag. Ek bid, Here, dat hierdie refrein in ons harte, dead man walking. Ek kan nie in U teenwoordigheid gaan met my vlees nie, net met my gees. Beseël ons, bekragtig ons, is my gebed in Jesus naam, en ek dank U daarvoor. Amen. Baie dankie, ek gaan vra dat die manne wat my gaan help met die nagmaal asseblief na vore sal kom.